In Johannes 11 lees ons daardie verhaal waar Jesus na sy opstanding gaan verskyn het, aan Maria en Martha gaan verkondig het, dat hy die Here is, dat hy lewend is, sy getuienis vir hulle neem. Dit is in daardie verhaal waar hulle ook besef wat Jesus se mag en krag is. Maria val by Jesus se voete neer en besef, hierdie Jesus, hierdie Heer, het mag en krag. En dat dit wat sy saam met haar dra, sy by sy voete kan neerlê. Daardie bekommernis, daardie ongemak, daardie omstandighede wat sy nie wil hê nie. Dit is Maria en Martha se broer Lazarus, wat ook dood is. En dit is haar versoek, dat Jesus hom ook sal uit die dood opwek. Dat Jesus hom ook lewend sal maak. En sy weet dat dit wat sy saam met haar ronddra, sy by sy voete kan neerlê. Hierdie opstanding is nie net ons getuienis nie. Dit is nie net ons verhaal om te gaan sê dat Jesus Christus ons Heer is en lewe nie. Maar dit is ook vir ons daardie aanmoediging om dit wat ons saam met ons dra by sy voete neer te lê. Hy is die een wat mag en krag het. Met oorgawe, met gemak, kan ons by sy voete sit en daardie bekommernisse neerlê. Here, vanoggend, vandag, lê ons al ons bekommernisse by u voete neer. Here, u ken al die kinders se harte en Here, u weet wat dit is wat vir hulle daardie ongemak gee. Here, raak hulle aan om ook nou dit by u neer te lê. Dit wat vir hulle hartseer, bekommernisse en ongemak veroorsaak. Daardie behoeftes wat hulle het, Here, dat hulle dit nou by u sal neerlê. Daarmee getuig ons dat u die een is wat mag en krag het. Amen.